Hallo daar en baie welkom. Vandag duik ons in 'n regtig belangrike gesondheidskwessie wat duisende mense elke jaar in die oë staar: hoe om carotis arteriesiekte te behandel. Nou ja, dis 'n ingewikkelde onderwerp, maar as jy die regte inligting het, word die pad vorentoe soveel duideliker. Dink 'n bietjie hieroor. Sien nou net daai hoofweg na jou brein, die een wat alles aan die gang hou, het 'n reuse verkeersknop. Dis presies die kern van die probleem waarna ons vandag gaan kyk. In mediese terme praat ons van karotisstenose. So wat beteken dit nou eintlik? Wel, dis basies wanneer jou karotisare, dis nou daai hoofpype wat al die goeie suurstofryke bloed na jou brein toe vat, begin vernou of selfs blokkeer. En die skuldige, meestal 'n opbou van iets wat ons plaak noem. Reg, so kom ons spring weg. Dis belangrik om te weet, die pad na behandeling lyk nie vir almal dieselfde nie, glad nie. Dit hang eintlik alles af van een kritiese vraag. Het jy al enige simptome ervaar, of nie? Om dit makliker te maak, kom ons ontmoet ons twee gidse vir vandag. Simptomatiese Sarah en asymptomatiese Alex. Sarah, sy het 'n waarskuwing gekry. 'n TIA, of soos party mense dit noem, 'n mini-beroerte. Vir haar is tyd van kardinale belang. Alex, aan die ander kant, hy voel perdfris. Sy blokasie is heeltemal toevallig opgetel, miskien by 'n gewone ondersoek. Soos jy kan dink, is sy besluit 'n heel ander storie. Maar, en dis nogal belangrik, voor ons eers begin praat oor operasies of stente, begin Sarah en Alex op presies dieselfde plek. Kom ons kyk na die fondasie van behandeling wat vir almal geld. En daai fundament noem ons optimale mediese terapie, of sommer net OMT. Dink daaraan as 4 hoofpilare. Eerstens lewenstyl, beter eet, meer beweeg, daai sigarette neersit. Tweedens medikasie soos aspirien om bloedklonte te keer. Dan derdens statiene. Dit help met cholesterol en maak daai plak meer stabiel. En laastens nommer 4, bloeddrukbeheer, baie belangrik. Goed, kom ons gaan terug na Sarah. Onthou, sy het daai waarskuwing gekry. Haar situasie is nou letterlik 'n wedloop teen die horlosie. Kom ons kyk gou hoekom dit so 'n dringende saak is. En kyk net hier. Dis nogal skrikwekkend hoe vinnig hierdie risiko klim. Binne net 48 uur na so 'n waarskuwingsteken is jou kans op 'n groot beroerte alreeds by 8%. Wag 'n week en dit spring op na 'n allemintige 22%. Dis duidelik, daai eerste 2 weke is die absolute gevaarsone. So, dit bring ons natuurlik by die groot vraag. Vir iemand soos Sarah met 'n ernstige blokasie, sê nou maar tussen 70 en 99%, is pille alleen regtig genoeg? Wel, die data gee ons 'n redelik duidelike antwoord. Kyk hier. Oor 5 jaar het pasiënte wat net mediese terapie kry 'n beroerterisiko van 26,2%. Maar as jy chirurgie by daai selfde terapie voeg, kyk hoe daal daai syfer tot net 10,3%. Dis 'n reuse verskil. En hierdie syfer, die nommer 6, sit dit alles in perspektief. Dit beteken vir elke 6 pasiënte soos Sarah wat die operasie kry, keer ons 1 groot beroerde oor 5 jaar. Dis nogal 'n kragtige statistiek. Maar dis ook nie so eenvoudig nie. Die voordeel is nie vir almal presies ewe groot nie. Die navorsing wys dat mans die meeste baat vind en, krities, as die operasie binne daai eerste 2 weke na simptome gedoen word. So ja, tydsberekening is absoluut alles. Reg, kom ons skuif nou ons fokus na Alex. Hy voel heeltemal oukei. En dis juis dit wat sy besluit so ongelooflik moeilik maak. Dis 'n heeltemal ander gesprek. En hier is die een statistiek wat die dilemma vir mense soos Alex perfek vasvang. Luister hierna. Omtrent 95% van karotisoperasies op asymptomatiese mense word gedoen op mense wat in elk geval nooit 'n beroerte sou gekry het nie. Sjoe, dit laat jou dink, né? Jy weeg die risiko van die operasie self op teen 'n onsekere toekomstige risiko. So, die vraag is dan vanselfsprekend, hoe op aarde vind dokters daai klein groepie asymptomatiese pasiënte wat wel 'n hoë risiko het? Hoe siffel hulle uit? Wel, hulle word basies speurders. Hulle soek vir wat ons hoë risiko kenmerke noem. Met gevorderde skanderings en 'n deeglike kyk na jou geskiedenis, soek hulle vir leidrade. Dinge soos 'n sagte plaak wat maklik kan afbreek, of bewyse van klein, stil beroeptes waarvan jy nooit eers geweet het nie op 'n MRI-skandering. Goed, so kom ons sê die besluit is geneem. Of dit nou vir Sarah of vir Alex is, die dokter sê 'n ingryping is nodig. Nou kom die volgende groot keuse. Hoe gaan ons dit doen? Die tradisionele operasie of die nuwer, minder indringende stent?
Vir simptomatiese pasiënte soos Sarah wys die 30-dae risiko's 'n duidelike prentjie. Met chirurgie, die sogenaamde CAA, is die risiko vir enige beroerte 4.6%. Met stenting of CAS is daai syfer amper dubbel, 8.5%. So, vir hierdie groep lyk dit of chirurgie op die kort termyn die veiliger opsie is. En vir Alex se groep, die asymptomatiese pasiënte. Wel, die patroon is baie dieselfde, al is die algemene risiko's laer. Chirurgie se risiko is 1.9% teenoor stenting se 3.0%. So weer eens, daai aanvanklike risiko met chirurgie is net 'n bietjie laer. Maar, en hierdie is 'n groot maar, dis nie net 'n kwessie van na die gemiddeldes kyk nie. Glad nie. Die besluit is ongelooflik persoonlik. Jou eie unieke faktore speel 'n reuse rol. Is jy oor 70? Is jy vroulik? Het jy dalk baie komplekse plaag? Al hierdie dinge kan die skaal sterk in die rigting van chirurgie laat kantel, as die beter keuse vir jou. Hier's egter 'n baie belangrike punt om te onthou. Nadat daai eerste kritiese 30 dae verby is albei prosedures eintlik ewe goed. Hulle is ewe duursaam en ewe effektief om toekomstige beroertes te voorkom. Die groot verskil in risiko is dus regtig net heel aan die begin. En dit bring ons by hierdie aanhaling wat eintlik alles perfek opsom. Die regte keuse is hoogs persoonlik en meng wetenskaplike bewyse met individuele pasiëntfaktore, anatomie en risiko. Daar is eenvoudig nie 'n een groot pas almal antwoord nie. Dit gaan oor wat die beste vir jou as individu is. En dat los ons met een laaste gedagte. Nou dat jy dit alles weet, wat is die belangrikste vraag wat jy jou dokter sou vra? Dis die beginpunt. Dis hoe jy 'n vernoot word in die besluite oor jou eie gesondheid of die gesondheid van iemand vir wie jy lief is. Baie dankie dat jy ingeskakel het.